Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Die middel van Januarie. Wat beteken dit dat ons is nou op in die jaar alreeds waar ek weet nie of jy het agtergekom het nie, maar die seënwense wat ons vir mekaar gee vir voorspoedige nuwe jaar het stadig maar seker begin afneem alreeds. En ek weet nooit wie presies is iemand ergens, okay, hier is die dag en datum wat mense nie meer voorspoedige nuwe jaar sê. En dis min of meer hierdie tyd. En gepaard gaande met dit is die middel van Januarie waar ons nou is ook daai tyd in die jaar waar as ons moet eerlik wees, wanneer iemand nog vir ons sê voorspoedige nuwe jaar, dan is skepties. En ons is 'n klein bietjie sinies daaroor. Want julle sien vakansie is verby. 2021 het 'n klomp van ons in ons karre geklim. Daar was 'n klomp uitdagings in 2021 en 'n klomp van ons het probeer sover as moontlik, sover as moontlik van daai uitdagings probeer wegkom, om dit net vir 'n oomblik te vergeet en jy kry dit reg in die vakansie en dan kom jy terug en dan baie van daai uitdagings is nog steeds in ons lewens. En soos wat ons osself hierso vind in 2022 in die begin van die jaar, as ons moet eerlik wees, is daar so baie verantwoordelikhede, soveel vereistes, soveel vraagstukke wat voor jou en my staan, nou hier in die begin van die jaar, wat soos 'n berg voor ons staan, sodat ek en jy nie lekker seker is, hoorie, maar gaan 2022 inderdaad 'n voorspoedige jaar wees nie. En soos reeds net nou gebid het, ek dink baie van ons op hierdie stadium voel so klein bietjie, hoorie, ek is nie lekker seker nie, ek is behoeftig, ek is weerloos, en ek is bewus dat ek gaan nie hierdie berg kan klim op my eie in die jaar nie. As dit nie jy is nie, dit is hoe ek voel, maar ek dink dit is ons almal. En vriende, vir daardie rede wil ek jou met vandag se gedeelte kyk, want jy sien, ek dink dat koning Dawid vandag hier was, en hy het hier by die koffiepotte saam met ons gestaan, en jy het vir Dawid gesê, hoorie, voorspoedige nuwe jaar, dink ek sou Dawid vir ons gesê het, ja, natuurlik. Natuurlik gaan 2020 'n voorspoedige jaar wees. Hoe dan anders, sou Dawid vir ons gesê het. En die rede hoekom ek so sê is, kyk saam met my in ons gedeelte, dit is waar hierdie baie bekende Psalm eindig. Kyk saam met my daarna Psalm 23, vers 6, waar die klimaks van die Psalm, hoor hierdie woorde van Dawid, hy sê, net goedheid en net guns sal my volg al die dae van my lewe, al die dae van 2022. Ek baie oor gekou het en gedink het, en wat ek dink ons onsself moet afvra is, maar hoe kan Dawid so seker wees? Is dit nie power of positive thinking? Hoe kan Dawid so seker wees, dat net goedheid en guns is vir hom beskore in daardie jaar? Vriende, wat is nodig vir jou en vir my, om daai vers 6 te kan sê, en dit te kan sê met integriteit en met opregtheid, nou reeds, soos wat die berg voor ons staan, in 2022. Dit is wat ek wil hê ons vandag oor saam moet dink. Psalm 23. Vriende, Psalm 23 is seker die bekendste Psalm van al die Psalms. Dit is 10 een van die bekendste teksgedeeltes in die hele Bybel, en die rede hoekom hierdie so 'n bekende Psalm, Psalm 23 skets vir jou en vir my hierdie pragtige prentjie van hoe die Here te midde van die uitdagings van die lewe na sy mense omsien. En die krag van 23, vriende, lê juis in die prentjie, dis juis in die beeld, maar hoor asseblief tog mooi, en hierdie is belangrik. Psalm 23 is nie net soos 'n illustrasie, julle weet hoe baie keer predikers, ons as predikers, jy preek en dat jy 'n illustrasie net sodat ouens klein bietjie net 'n blaaskans kan kry van die teks. Dis nie wat Dawid hier doen nie. Die beeld wat hy hierso skets van begin tot einde is nie 'n illustrasie nie. Wat hy eintlik mee besig is hy's besig om te sê hierdie is hoe hy oor dink. Hierdie is 'n metafoor wat eintlik die naaste is wat hy en die volk Israel in die Ou Testament kom om realiteit te kan in menslike kategorieë verstaan. En so hy gaan hierdie prentjie vir ons, hierdie prentjie wat ons gaan sien waar die Here teenoor sy mense gesien word as 'n herder. En wat Dawid doen is, hy het nie net hierdie duidelike prentjie nie, maar wat hy dan doen is, hy as dit ware binne in daardie prentjie in, binne in daardie beeld in. Dis waar hy bly, dis waar hy lewe. Dit is binne daardie prentjie van die Here as herder, dit is hoe hy oor God dink.
Dit is hoe hy dan oor homself dink en dit is hoe hy al omstandighede interpreteer, altyd, elke dag. En dis my begeerte, hierdie is my begeerte vir myself en ek wil julle innooi dat hierdie ons begeerte vir 2022 sal wees, dat ons vir die hele jaar wat kom, inderdaad vir ons hele lewe, sal inbeweeg binne in Psalm 23, wat ook al in die jaar mag kom. Alles word gesien en verstaan en geïnterpreteer binne in hierdie beeld wat Dawid hier vir ons skets. En dit is wat ek graag doen. Daar's 2 bewegingsvriende in hierdie Psalm, as dit ware 2 sipbeelde van die Here as herder wat ons het in die Psalm. Die eerste een vind ons daar in vers 1 tot vers 4 en dit is die Here en sy kudde. So kyk asseblief op daar. Eerste beeld, eerste prentjie, die Here en sy kudde. Kyk saam met my daar, so die eerste verstommende stelling wat Dawid hierso maak, vers 1, sê Dawid daarso, niks sy ontbreek nie. Hoor dit weer, niks, sê Dawid, sal my ontbreek nie. Met ander woorde, in hierdie lewe is daar niks wat ek sal kortkom nie. Dawid sê, ek het dit goed. Ek het presies wat ek nodig het in hierdie lewe, dit het ek. Niks sal my kortkom nie. Hoekom? Want die Here is my herder. En so die eerste beeld is dan van die Here as 'n skaapwagter wat impliseer en duidelik is 1 tot 4 dat Dawid sien homself as een van die Here as die herder se skape. En so stop net vir 'n oomblik en dink net oor wat dit klaar kommunikeer, vriende. Die idee van ons verhouding met Here as 'n verhouding tussen 'n skaapwagter en 'n skaap beteken ons behoort aan hom. Wat 'n goeie nuus is dit nie. Tweedens, dat hy gee om vir ons. Wat 'n goeie nuus. Derdens, omdat hy omgee vir ons, sal hy na ons omsien. En in hierso die res van vers 2 tot 4 sien ons hoe die Here as herder omsien na sy kudde. Eerstens daarso sê dat die Here is die een wat die versorger is en die voorsiener is van sy kudde. Vers 2 sê Dawid, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En so sien jy daar daai net weivelde en waters wat hy my na toe rus nie, maar dit is die groen weivelde, dit is die waters van rus, of eintlik beter vertaling, daar is die stille waters, en beide die groen en die stille, daar kommunikeer iets van dit wat die Here sien, dit wat die Here, hoe hy my versorg, is net die beste. Dit is iets wat my sal bevredig. Die Here se voorsiening bevredig. En jy sien daar vers 3, by mens wees, Dawid sê dit ook sy siel. En die Here se versorging gaan Dawid aan en sy voorsiening is ook nie net op sekere tye, op selektiewe geleenthede nie. Dit is nie net wanneer Dawid letterlik in daai oomblik daar lê in die groen weivelde nou in die of by die stil waters vir 'n oomblik is, hy kom by die oasis, dan net die Here daar voorsien nie. Dawid sê nie, die Here is altyd besig om te voorsien. Vers 3, want hy is die een wat my op die regte paai. So die paadjie wat jou kry tot by die groen weiveld, die paadjie wat jou kry tot by die stil waters, dit is ook daar die deel van die Here se voorsiening en van die Here se versorging van sy mense. Met ander woorde, die Here pad besig om na sy mense om te sien. En vir daardie rede kry die Here altyd die krediet. Dit is om sy naam ontwil, sê Dawid. My dogtertjies is nou hierso wat is 6, so dis vir ons ouer mense standaard 4 rond. So hulle is nou klaar op daai stadium waar beide met wiskunde en met hulle taalgoed is hulle al voor waar ek is. En in die ander dag het hulle my net weer herinner aan Afrikaanse leerkunde. Grammatika dink ek noem jy dit. Sinsontleding. Jy weet, onthou julle dit van sinsontleding? Hulle het my herinner. In sinsontleding het jy basies 'n onderwerp, 'n gesegde en jy het 'n voorwerp. Of die onderwerp, werkwoord en jy die voorwerp. Die onderwerp in die sin is daardie persoon wat die aksie doen. Die aksie is die werkwoord en dan die voorwerp is die een aan wie die aksie gedoen word. Vriende, hoor mooi wat Dawid vir ons hierso sê, en is eintlik nie net in vers 1 tot 3 nie, is eintlik die hele Psalm as jy mooi kyk. Maar wat ons hierso sien is dat Dawid is duidelik oor die grammatika van geloof. Jy sien in die storie van Dawid, besef Dawid, ek is nie die onderwerp nie.
Ek is nie die een wat die werk doen nie. Ek is die voorwerp, ek is die een wat die begunstigde is van die Here wat die werk doen. Dit is hy wat dit alles doen. Dit is hy. Kyk saam met my daar vers 1. Dit is hy wat my laat neerlê by daai weivelde. Dit is hy wat my lei na die stil waters. Dit is hy wat my siel verkoop. Dit is hy wat my lei op die regte paaie. Besef, hy's net aan die ontvangkant en omdat die Here die een is wat die werk, kan hy sê, ek sal niks sal my ontbreek nie. En vriende, hoe behulpsaam en hoe belangrik is vir my hier in die begin van 2022 om hierdie beeld van die Here as ons herder en ons as sy kudde te onthou nie. Vriende, hierdie beeld in die eerste plek herinner jou en my wat sonde perde is. En ek dink is 'n behulpsame manier oor sonde te dink. Onthou jy daai woorde van die profeet Jesaja 53 vers 6. Ons almal het afgedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie geloop. Vriende, dit is wat sonde is. Sonde is dit wat gebeur wanneer ek en jy vergeet dat God is en dat ons skape is. Sonde is dit wat gebeur wanneer ons vergeet dat God is die in die sin van ons lewensstorie en ons is die voorwerp. Sonde is wat gebeur wanneer ons probeer om na onsself om te sien. Wanneer ek en jy soos dwaase skape ons eie kop volg op paaie van ongeregtigheid as wat hy aan ons openbaar, die paadjies is wat hy wil op hê ons moet afgaan. Sonde is dit wat ons doen want ons dink ons kan vir onsself by groener weivelde bring. Ons kan onsself by daai waters bring wat werklik ons diepste dors sal les. En vriende, dit is hierdie prentjies behulpsaam soos wat ons dink dit wat sonde is, maar hierdie prentjies dan ook behulpsaam soos wat ons dink oor wat geloof is. Jy sien skaap, vriende, die rede hoekom nie net Dawid gebruik nie, maar die hele Ou Testament God dit vroeër in die Ou Testament reeds gebruik. 'n Skaap is per definisie iets wat behoeftig is. 'n Skaap is iets wat weerloos. 'n Skaap is iets wat, kom ons wees eerlik, nie die blinkste munt in die fontein is nie. 'n Skaap is iets wat nie na homself kan omsien nie. En vriende, daai is die space waar geloof begin en waar geloof. Dis in daai plek waar jy besef, ek is maar net 'n skaap en ek kort 'n herder. Jesus Matteus 5 vers 3 sê dat dit is hoe die nuwe lewe begin. Die lewe van die koninkryk. Seënd, sê Jesus, is die wat arm van gees is. Geseënd is die wat arm van gees is, die wat besef dat hulle is net, die wat besef hulle kan nie na hulle self 'n herder en so hulle kyk na, hulle luister vir sy stem, hulle volg hom, hulle actually volg hom soos hulle vertrou dat hy beter as hulle weet waar die groener weivelde is en waar die stil waters is. Vriende, dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ons complicate dit so baie kere. Dit is wat dit beteken. Kyk saam met my in die teksgedeelte, vriende, want Dawid is nog steeds by die beeld van herder en sy kudde, maar Dawid beweeg nou aan vers 4 vanaf die Here, die herder as die voorsiener en die versorger, na die herder as die beskermer van sy kudde, daar in vers 4. Weer die tweede groot verstommende stelling, sien julle daar, vers 4, Dawid sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodsskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Net soos die vorige niks, dis 'n absolute stelling, nog 'n absolute, ek sal geen onheil vrees nie. Nou die dal van doodskade wee, vriende, verwys nie so seer na daardie oomblikke voordat iemand doodgaan, hè. Die dal van doodskade wee is eerder die duister skade wat die sondeval oor hierdie wêreld gooi. Dis eerder die dal van doodskade wee. Dit is daardie dinge, vriende, in hierdie wêreld wat ingekom het toe sonde oorspronklik ingekom het. En dit is daardie skade wees wat veral die Here se kudde ook tye is hulle binne staan hulle onder die skade wees. Dit is dinge soos die siektes in hierdie wêreld, die COVIDs van hierdie wêreld wat hierdie wêreld tref, dinge soos armoede of verwerping en vervolging, die aanslag van die duiwel, die
uitmergelende stryd binne in ons teen ons eie sonde en nog sonder dinge, vriende, al daardie dinge wat die skaduwees is van 'n wêreld na Genesis 3. Dit is die dal van doodskaduwee en Dawid sê dit maak nie saak wat die onheil is wat val nie. Ek sal dit nie vrees nie. Ek sal nie, wanneer ek deur die dal van doodskaduwee stap, sal ek dit nie vrees nie. Hoekom nie? Want sê Dawid daar, kyk saam met my, want U, Here, is met my. U is met my en omdat U met is ek veilig, U stok en U. Nou let wel, die stok en die straf is nie twee verskillende instrumente wat die herder het nie. Dis een instrument wat as dit ware twee funksies het. Die stok is, sê maar die kierie waarmee die herder die wolwe weghou. Met ander woorde, hoe hy seker maak dat die kwaad daar buite sal wegbly vanaf sy kudde. Met ander woorde, dit is hierdie prentjie, die Here is hier buite en hy fight vir hulle. Hy maak seker dat die bose magte nie hulle sal oorkom nie. Maar die Here se staf is as dit ware die kierie daar wat die skape so klein bietjie kan nader trek, partykeer so net op die bout so liggies kan raps. Veral daar waar hulle te naby aan die afgrond stap, waar hulle self te pletter kan val. En so dit is wat Dawid sê, hy maak nie saak waar ek is en watter moeilike tyd nie, die Here is by my en hy fight vir my. Hy fight teen die vyand daar buite en hy fight teen die vyand ook binne in my. Hy is altyd besig om my veilig te hou en my te beskerm. En vriende, weer, hoe kosbaar, hoe behulpsaam sal dit nie vir jou en vir my wees. As ons hierdie jaar, hierdie beeld van die Here as ons herder, wat altyd by ons is en wat vir ons beklei, as ek en jy dit maar net voor oë. Dawid sê daar einde vers 4 dat hierdie beeld vertroos hom. En ek dink daardie beeld, vriende, is bemoedigend ten minste vir my vir 3 redes. Die eerste rede hoekom vers 4 so bemoedigend is, vriende, is want dit kommunikeer aan ons dat die dal van doodskaduwee is die normale terrein waarin God se kinders hulle self bevind. Dis die normale plek waar God se kinders hulle self bevind. Jy sien slegte teologie, vriend. Slegte teologie klink baie soos karma. Wat slegte teologie vir jou en vir my sê is dat wanneer ook al kanker ons tref, wanneer ook al ons onder werkloosheid gebuk staan, wanneer ook al ons huwelike wil, wanneer ons nie 'n lewensmaat kry nie, wanneer ons nie swanger kan word en kinders kan kry nie, of wanneer ons kinders uitrafel en dit gaan sleg met hulle, wanneer ons verwerp word deur vyande of deur vriende en familie, nog erger, of wanneer ons vervolg word deur vyande, ook al dit gebeur, is daar soveel stemme daar buite in die wêreld, en as ons moet eerlik wees, eie harte van ongeloof wat vir ons sê, ja, kry vir jou, hierdie dinge het met jou gebeur, want jy het verkeerd gedoen, en dis het jy gekry wat jy verdien het. Maar vriende, vers 4 wil vir jou en my herinner, die lewe is nie so eenvoudig nie. Christendom, geloof is nie so wit en swart nie. Vers 4 wil jou en my herinner, dat niemand insluitende God se skape word gevrywaar van die doodskaduwee wat die sondeval oor hom gooi nie. Vers 4 wil jou en my herinner, dat ja, die herder is besig om sy kinders te lei, of sy kudde te lei na groen weivelde en waters van rus, maar dit is ook die Here wat hulle lei deur die dal van doodskade. Inderdaad, is so baie kere juis deur die dal van doodskaduwee wat hulle kom by die groen weivelde, by die stil waters. Die tweede rede hoekom vers 4 vir my so bemoedigend is want herinner ons vriende dat dit maak nie saak hoe diep en hoe donker jou en my dal van doodskaduwee op hierdie stadium mag wees nie, is ek en jy nooit alleen. Die Here is altyd by ons. En die challenge, vriende, is dat wanneer ek en jy in die dal van doodskaduwee staan, voel dit nie so vir ons nie. Dit voel nie vir ons asof die Here by ons is nie. Dit voel so God verlate. En is dit nie hoe dit was vir Jesus nie? Dink aan Jesus op die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Dit is selfs so van God gevoel het
in die dal van doodskaduwee. Maar vriende, geloof worstel in daai plek, want geloof gaan nie op hoe ons voel nie, maar wat die Here sê, en hy sê hy's by my. En so uiteindelik worstel, en geloof uiteindelik rus in daardie plek, waar sê, ja, die Here is by my. Dink weer eens aan Jesus op die kruis. Sy laaste woord was nie, Here, waarom het U my verlaat nie. Hy eindig op die kruis en hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Here, ek weet U's by my, ek vertrou in jou hier, in my donkerste uur. Vriende, die derde rede, hoekom vers 4 so is vers ons, dat die Here gaan nie toelaat hy sy kinders vernietig nie. Ja, let wel, ek en jy gaan deur die dal van doodskaduwee, maar daar's niks wat jou en my werklik snevel nie. In die groot prentjie sal niks ons ooit bykom nie. En wat 'n wonderlike bemoediging is dit nie vir jou en vir my om opnuut te hoor nie. Vriende, daar is soveel, die duiwel is groot en slinks en scary, maar hy's baie sterker as jy, hy's nie sterker as jou herder nie. Ek en jy sal fyn wees. En vriende, die realiteit is die sonde en jou en my vlees binne in ons woed. En jy sit dalk hier vandag en jy dink, ek kan nie myself help nie, ek kan nie verander nie. Weet dat die Here gaan vir jou fight, meer as wat jy kan fight. En ja, so dit beteken op tye gaan die herder ons met sy staf terugtrek. Die Bybel, hy dissiplineer ons, maar dis liefde, hy's goed vir ons. Die Here is besig om jou te beskerm van buite en van binne. Christen, hoor dit, glo dit en rus in dit. Ons beweeg aan, ons beweeg aan. Die eerste beeld, die grootste beeld, is die beeld van die Here en sy kudde, maar dan maak Dawid in die laaste 2 verse van Psalm 23 hierdie gear change. En wat ons daar so sien in vers 5 tot 6, is nog steeds, het praat nog steeds van die Here as herder, maar nou is dit die herder en sy gaste. En so die prentjie verander van daai werk wat 'n herder daar buite in die weivelde en in die donker dal doen, nou beweeg dit na wat 'n herder daar binne in sy doen, daar onder sy dak, daar onder sy tent. En vir jou en vir my om hierdie prentjie van vers 5 en 6 behoorlik te kan verstaan wat Dawid hiermee besig is, het ek en jy nodig om net vir 'n oomblik te stop en onsself vertrou te maak met die ontlike antieke Midde-Oosterse wêreld waarin hierdie Psalm geskryf was. Julle sien, in die antieke Midde-Oosterse kultuur, vriende, was gasvryheid 'n unieke kenmerk van 'n skaapwagter. Inderdaad, in daardie tyd en plek, daar in daardie woestyn, wildernisgebiede waar nomadiese groepe gewoon het, was daar hierdie wette. Hulle noem dit die Bedouin wetgewing. En jy kry dit tot in sekere van daardie kulture vandag nog. En in daardie Bedouin wetgewing spesifiek vir herders, wat as dit ware nie meer herders, dit was deel van amper die wet van die woestyn vir gewees. En dit is dat wanneer ook al daar ouens sou wees wat deur daardie area sou kom, spesifiek die vreemdelinge en die vlugtelinge, die wat aan die buitekant staan van 'n samelewing, die wat nie 'n huis het nie en hulle self reeds in hierdie woestyn dorre areas, dan sou die herders hulle deure oopgemaak het. Die herders sou daardie vreemdelinge, daardie vlugtelinge innooi. En die herders sou hulle daar innooi en gemeenskap met hulle geniet en vir hulle klere gee as hulle klere nodig het, kos gee as hulle nodig het. En as daar ander ouens aankom en sê, luister, ons is op soek na hierdie fugitive en ons sien hy's hier by jou, dan sou die herder sê, luister, jy moet verby my kom om by hom te kom. Hy sit by my tafel aan, hy is hier onder my vlerk. Hy is as dit ware deel van my familie. Vriende, ons het nie eintlik iets soos dit in ons samelewing nie. Ek dink die naaste ding wat ons het in ons samelewing is 'n halfway house. Die naaste ding wat ons het, 'n halfway house waar, kom ons sê, 'n dwelmverslaafde of iemand wat op parol is of dalk 'n boemelaar tuiste kan vind, gemeenskap kan vind, kos en klere kan kry, 'n plek waar hulle kan sterk word, op hulle voete kan voel dat hulle belong. En vriende, dit is wat Dawid hier sê. Kyk saam met my weer daarna vers 5 en vers 6. Dawid sê, Here, U berei die tafel vir my voor die aangesig van my teers. Hy sê, Here, daar's baie kere wat ek voel soos 'n vreemdeling en 'n vlugteling, maar Here, ek weet by U is ek altyd welkom.
Ek weet by U gaan U my altyd innooi. In my behoeftigheid wanneer ek alleen is, ontferm U vir my. U is daar vir my, by U kan ek gemeenskap geniet. U maak my hoof vet met olie. Die idee van om gesalf te word met olie is die idee van goedkeuring wat aan 'n individu gegee word, van aanvaar, van om te sê, jy is myne. En Dawid sê, U salf, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Here, hier by U om U tafel, hier onder die dak, hier in met U, word ek oorvloedig geseën. Vriende, weer eens, kan ek by jou pleit in 2022, hou hierdie prentjie voor oë die hele tyd, van die Here as herder wat 'n gas vir jou en vir my. Dit nie. Want vriende, elkeen van ons op tye is pynvol bewus van die feit dat ons ook vreemdelinge en vlugtelinge is. En ek wil vir jou, so baie van ons voel dat die mense om ons verstaan ons nie. Dit help nie eers ons probeer verduidelik nie, hulle verstaan ons nie. Ons voel so baie kere uitgesluit van wat ook al die binnekring maar wat ek en jy wens, ons tog maar net in kan wees. Ons voel so gereeld verwerp deur vriende en familie, deur geliefdes, ons voel bespot deur ons werkskollegas. Die geloofsgemeenskap word ons so baie kere vergeet. Ons word gebrandmerk vir die sondes van ons verlede en ons word geoordeel vir die foute in die hede. Vriende, vir mense soos ons wat so baie keer onsself aan die buitekant vind, alleen, behoeftig, is hierdie beeld van die Here, die herder, ons gasheer, soete nuus. Herinner jou en my dat dit maak nie saak wie wat mag sê, wie wat mag dink en wie wat mag doen nie. By die Here is ek welkom. Hy nooi my in, hy nooi my na sy tafel toe, hy aanvaar my, hy spreek my vry, hy sal aan my voorsien en by hom is ek veilig. O Christen, rus in dit in 2022. En vir daardie rede dan kan Dawid sê, vers 6, net goedheid, net guns sal my al die dae van my lewe, sal dit my volg, dit sal my pursue. Ek kan self probeer om al weg te kom van dit, maar omdat die herder agter my aan is, gaan goedheid my bly volg en ook vir alle ewigheid. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. En vriende, ek wil begin afsluit. Met 'n laaste ding wat ek baie getref het hierdie laaste maand wat ek gebly het in Psalm 23. En die ding wat my oor en oor getref het hier is net hoe absoluut confident Dawid van die voorspoed wat hy sal geniet. Vers 1, ek sal niks kort kom nie, hier, vrees nie. Vers 6, net goedheid en guns volg my, al die dae van my lewe, en ek weet hoe die storie vir my eindig, vir lengte van dae, gaan ek die goeie lewe geniet, saam met die Here. En vriende, die ding wat my getref het, is die rede hoekom Dawid so confident kan wees, so seker kan wees van die voorspoed wat hy gaan geniet. Dawid seker is, dat die Here is nie net die herder nie, maar die Here is sy herder, die Here is my herder. Vriende, daai is die vraag wat ek en jy nodig het om vir te vra. So hoe kan ek en jy soos Dawid nie net weet die Here is iemand anders daar buite se herder nie, maar hy's my herder. Hy's my herder nou, wat nou by my is, wat nou vir my beklei, wat nou na my omsien, wat nou my verwelkom en vir alle ewigheid. Vriende, hoe kan ek en jy seker wees dat die Here is my herder? En ek wil afsluit, vriende, deur aan te gaan met die storie van die Bybel, want julle sien Psalm 23 is nie die laaste keer of die duidelikste keer in die Bybel wat die Here vir ons beskryf word as 'n herder nie. Inderdaad, in die Nuwe Testament, Johannes 10, kom Jesus op die verhoog van wêreldgeskiedenis en hierdie verstommende aankondiging wat indien hy nie God is nie, godslasterlik sou wees. En Jesus sê in Johannes 10, ek is die goeie herder.
En reg deur Johannes gaan Jesus en hy maak duidelik wat hom kwalifiseer om nie net die herder te wees nie, maar die goeie herder te wees. Hy sê dit 4 keer in Johannes 10. Hy sê die goeie herder lê sy lewe neer vir sy skape. En so vriende, dit is wat ek wil hê jy en ek hierdie jaar voor oë moet hou. Onthou die evangelie, vriende. Die evangelie is dat Jesus is die Here van Psalm 23. Hy is die Here wat sy lewe kom neergelê het om na sy kudde en na sy mense om te sien. Jesus het gegaan, vriende, en hy het op 'n kruis gesterf. Hy het deur die diepste dal van doodskade weer gegaan, sodat hy vyande, die Satan en met ons sonde kan afreken, sodat hy ons in sy huis in kan nooi, dat ons kan vryspreek en ons vir altyd oorvloedig kan seën. Dink weer terug aan Jesaja 53. Jy is afgedwaal, so skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar dis nie die einde van daardie sin nie. Jesaja gaan aan, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal hom, die lydende dienaar, laat neerkom. Vriende, dit is wat Jesus doen as hy sy lewe neerlê op die kruis. Jesus kom en hy vat die oordeel wat ek en jy verdien, sodat ek en jy nou altyd kudde kan wees, veilig en by die goeie herder. En so ligpunt, ek wil ons daarmee uitstuur. As jy vandag hierso is, dalk 'n gas, ek wil jou uitnooi, kom na Jesus die goeie herder toe. Hy sê ergens anders in die evangelie dat hy is 'n herder wat die 99 wat reeds in die kraal is agterlaat en hy pursue die verlore skaap daar buite. Jesus het jou juis hier vandag nie Christen, want hy is besig om jou te pursue en hy wil jou in sy kraal, kom na hom toe. Christen, kom ons rus hier, kom ons onthou, Jesus is ons goeie herder in 2022, ons sal niks kort kom nie, ons hoef niks te vrees nie, net goedheid en sal elke dag by ons wees hierdie jaar, en ons weet hoe die storie eindig, vir alle ewigheid, in die huis van die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons loof U, ons 'n behoeftige mense wat nie na onsself kan omsien nie. Ons loof en ons prys U, o Vader, o God, dat U ons herder is. Dankie, Jesus Christus, dat U ons is. En dankie dat U met ons is, by wyse van die Gees. Here, hou hierdie prentjie diep ingeënt in ons harte en gedagtes vir die jaar wat voor ons lê. Help ons om daar te rus, help ons om alles beide goed en sleg te interpreteer aan die hand van hierdie prentjie, wat die ware realiteit is van wat eintlik in ons lewens en in hierdie wêreld is. Ag Here, vir dit het ons geloof nodig, vir dit het ons die Gees nodig, en so kom en doen hy werk in ons in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.